Awesome, dankie Jacques. Ek wens baie keer mense het 'n bietjie meer tyd gehad, nê. Want terwyl jy die storie so vertel, dink ek nee, maar ek wil nog 'n bietjie meer van daai hoor. Ek wil nog 'n bietjie meer van daai hoor want dit klink sommer nou net so maklik, maar ek hoor daar was laagtes. Daar was dieptes gewees en daar was 'n vasgryp van God en sy woord om regtig te sê, Here, ek gaan glo wat u woord ook oor my lewe sê in die area. Nou vanoggend sommer net so bietjie ook nog 'n stukkie woord van my kant af. Ek dink in Daniel se storie en in Jacques se storie het ons duidelik gehoor dat God ons roep vir 'n lewe van vertroue ook in hierdie area. En wanneer ons hom begin vertrou, is dit soos 'n vergrootglas wat skuif, nê. Ewe skielik hoor ek iets anders, ek sien iets anders. Hier gebeur iets in my gemoed, nê. Ons dis hoekom Hebreërs skryf en sê leef vry van geldgierigheid, want geldgierigheid sluk jou in. Hy bring jou by 'n plek waar is meer en meer en meer en meer en meer bekommernisse en dan ook die vrees wat natuurlik saam met dit kom en dan net daarna sê hy wees tevrede. En dis hoekom ons gesê het, 'n lewe van vertroue skuif my hele fokus na God toe, sodat ek kan agterkom wat God wil doen deur my finansies, maar dit maak my ook tevrede. So dit vat ook die vrees weg, en wanneer ons tevrede is, die Afrikaans praat van so mooi, nê, vergenoegdheid, dit vat jou ver met dit wat genoeg is, vergenoegdheid, dan ewe skielik skep dit spasie in jou lewe, omdat jy nie meer so 'n klomp goed jaag in verskillende areas van jou lewe nie, en die goed gebeur nie net met finansies nie, net dit gebeur ook met roem, dit gebeur in alle areas van jou lewe, prestasie ensovoorts, omdat dit jou nie meer so insluk nie, het jy ewe skielik nou spasie vir die Here. Jy het ewe skielik spasie vir mense. Jy het ewe skielik spasie vir jou gesin. Jy het ewe skielik spasie vir belangrike goed. Nou, in dieselfde hoofstuk, so bietjie later in die hoofstuk in Hebreërs 13, dan skryf die Hebreërs 13 verder hieroor, en hoor gou wat sê hy dan, in vers 16, hy sê, vergeet die weldadigheid en die mededeelsaamheid nie. Weldadigheid, lekker Afrikaanse woorde, nê? Weldade, die dade wat julle doen, wat wel is, wat goed is, vergeet die weldadigheid nie, en die mededeelsaamheid nie, want God het 'n welbehae in sulke offers. Nou ons het al baie keer gesê, as jy vir jou kinders deur die jare 'n klomp goed leer en hulle raak nou groot en dan sien jy uiteindelik, hier doen hulle nou hierdie goed. Dan staan jy terug en jy kyk vir hulle koop nie jou liefde met daai welbehae nie, maar jy smile oor dit. Jy geniet dit. Jy kyk na dit en jy dink, hoor hierdie goed wat ek vir jou geleer het, wat goeie goed is, dis goed vir jou en dit maak my bly. Dit behaag my dat jy hierdie goed doen, want dit gaan weer eens vir jou goed wees. En dis wat hierdie skrif sê. Hierdie skrif sê dat God het 'n welbehae aan sulke offers, nie omdat hy iets van jou wil hê nie, maar omdat hy iets vir jou wil hê. So hoe kan God iets vir jou wil hê met 'n offer? Okay. So God, so hierdie skrif sê 'n paar goeders, wat wil gou 'n bietjie in dit inklim. God het 'n behae in sulke offers, want as ons net na God kyk, dan sien ons, God het 'n behae in dit, omdat hy 'n God is wat gegee het. Want so lief het God die wêreld gehad. Hy's 'n God wat gegee het, hy's 'n God wat nog steeds gee, en daarom is ons geroep om te gee. So hoekom sal God 'n welbehae daarin hê? Daar gebeur 'n paar goed, buiten vir al die beloftes van eer die Here en die hemele wat sal oopgaan, buiten vir al hierdie beloftes, God het 'n blymoedige gewer lief, gebeur daar 'n klomp goed. Die eerste ding, as ons begin gee, wanneer ons begin gee, weerspieël dit God se karakter. Die hele verlossingsplan, soos ons nou net gesê het, Johannes 3 vers 16, die bekendste skrif, natuurlik net een van baie. Die hele verlossingsplan is gebou op 'n God wat gee. En daarom is vrygewigheid nie net 'n daad nie. Dis 'n manier van leef, dis 'n leefstyl, dis 'n ingesteldheid, dit is ek word meer en meer soos God. En ek sê vanoggend hierdie met baie versigtigheid, met baie respek eerder is die regte woord. Baie mense kom praat met my oor wat hulle moet gee vir die Here, en dan kom ek agter, en ek gaan hierdie vanoggend vir jou sê in liefde, want ek moes dit vir myself ook op 'n stadium sê, dan kom ek agter, hulle wil dit wetties in 'n boksie sit, en net die boksie tik en sê, dankie tog, ek het nou vir God iets gegee, ek's klaar.
Nou kan ek aangaan met my lewe. We're missing the point. We're missing the point. Dis nie een daad wat ek doen en is klaar nie. Dis 'n manier van lewe. Vrygewigheid is 'n manier om God sigbaar te maak. Dis juis wanneer ons sien hoe God se liefde na ons toe gekom het en hoe hy dit gegee het, sonder dat hy dit hoef te gedoen het, dis dan wanneer ons sy liefde agterkom, wanneer ons sy hart sien, nê. So vrygewigheid weerspieël. Dis hoe God se koninkryk werk. Dit weerspieël sy hart. Die tweede ding is vrygewigheid, wanneer ons dit dan wel doen, bring dit transformasie. Laas Sondag het ons 'n incredible geleentheid hier gehad. Ons gemeentemense, julle wat hier sit, het kom finansiële bydraes maak en ons kon so baie mense help Sondag en Maandag en Dinsdag. En dit het dinge verander. Dit het dinge verander in daai mense se lewe. Dit het oplossings gebring. Dit het moontlikhede gebring. Dit het lewe gebring. Dit het hoop gebring. Weet jy wat dit vir mense beteken het laas week, wat ewe skielik net weer besef het, God skep lewe deur mense, hier's mense wat my lief het, dis die grootste gebod wat die Here vir ons gegee het, gaan nou, hier's nou 'n nuwe gebod, wees lief vir mekaar, soos wat ek julle lief het, gee so vir mekaar. Dit het hoop in hierdie mense se lewe geskep. En dan ook, wanneer jy vrygewig is, dis omdat God iets vir jou wil terug hê. Dit skep meer vreugde in jou lewe, dit skep purpose in jou lewe. Nou op 'n stadium in Handelinge, nou kyk, Lukas het mos Handelinge geskryf. So hy het goed gesien gebeur, en hy het dit nou opgeskryf, net soos wat die evangelies ook is, Matteus, Markus, Lukas, Johannes. En op 'n stadium skryf Lukas oor 'n gesprek van Paulus, of 'n preek, of 'n toespraak van Paulus wat hy gehoor het in Handelinge 20. En dan hoor hy hoe Paulus, wat nou na Jesus geleef het, nê, hoe hy Jesus se woorde gaan haal, of eintlik Jesus se dade gaan haal, want Jesus het hierdie op verskillende maniere gesê. En hoor gou Handelinge 20 vers 35, hy sê, die woorde van die Here Jesus moet julle onthou, dat hy gesê het, so dis Paulus wat hier praat, dit is saliger om te gee as om te ontvang. So hoor hoe mooi is dit, Paulus gaan haal Jesus se leefwyse, Jesus se woorde, hy sê, julle moet onthou, Jesus het gesê, hy het ons geleer, dit is saliger om te gee as om te ontvang. Vrygewigheid help jou met purpose, want dit verander goed. Jy begin verstaan hoekom jy is. Nou, net gou vanoggend daai skriffie. Ons moet Jesus se woorde onthou. Dis saliger om te gee as om te ontvang. Wat sê dit oor vrygewigheid? Ons is in die kerk. Ons volg Jesus, want ons wil meer soos hy word, want alles van hom is lewe. En dis goed dat ons die woord hoor, want die woord belyn ons. So as ons sê, Jesus het gesê, dis saliger om te gee as te ontvang. Wat beteken vrygewigheid? Die weldadigheid en die mededeelsaamheid, soos wat Hebreërs dit noem. Wat beteken dit vir my as kind van God? Dit beteken dat ek my lewe met dit moet belyn. Met ander woorde, vrygewigheid, as ek sê, ek volg God, dan is vrygewigheid vir my nie opsioneel nie. Dis nie 'n menu waarvan ek kan kies, waarvan ek hou nie. Dis 'n menu wat sê, Here, laat die koninkryk kom, laat u wil geskied. Nie my wil nie, maar u wil. So vrygewigheid is nie opsioneel nie. Vrygewigheid verg dikwels 'n opoffering. So kom ons wees net eerlik oor dit ook. Partykeer as jy moet gee, vra dit 'n opoffering. Maar dis 'n opoffering wat gaan lewe bring. Dis 'n opoffering wat God se koninkryk gaan bring. Dis 'n opoffering wat God gaan behaag en dis 'n opoffering wat vir jou die dividend ook gaan bring en nie net vir die ander party nie. So vrygewigheid is nie opsioneel nie, dis deel van ons lewens. Nou ek wil gou vanoggend vir jou een voorbeeld noem. Op 'n stadium dan sê God vir Dawid, dan sê hy vir hom, een van jou seuns, dis nou natuurlik Salomo, nê, gaan vir my 'n huis bou. Want Dawid was baie bekommerd daaroor dat hy al hierdie rykdom gehad het, maar God het in 'n tent gebly.
Nee, die tabernakel wat saam met hulle beweeg het. So dit het Dawid gepla. En hy wil 'n huis vir God bou en dan sê God vir hom, jy gaan nie die huis bou nie, maar een van jou seuns. En wat doen Dawid? Dadelik kry hy almal bymekaar. Hy sê ons gaan goud en silwer en brons en hout en alles wat ons nodig gaan hê, gaan ons begin versamel. En Dawid was op daai stadium 'n ryk man en hy kom gee 'n klomp van sy persoonlike besittings kom gee hy vir hierdie tempel wat gebou gaan word. En dan op 'n stadium as deel van die tempel voorbereiding is daar dankofferdiens, daar's 'n feesdiens, 'n offerseremonie en hoor gou wat sê Dawid daar. It's incredible. Hoor gou mooi praat hy. 1 Kronieke 29 vers 14. Hy sê, want wie is ek tog? En wat is my volk dat ons in staat sou wees om sulke vrywillige gawes te skenk? Hoor hoe humble is hy voor die Here. Hy sê, wie is ek? Wat is my volk dat ons in staat is om hierdie amazing offers te bring, hierdie gawes te skenk. En dan sê hy, want dit kom alles van u en uit u hand het ons dit aan u gegee. Groot dinge wat Dawid hierso sê. Hy sê, ek erken, alles wat ek het, is in elk geval God se. Alles wat ek het, wie is ek? In die eerste plek, wie is ek dat ek al hierdie goed het? En ek lees hierdie gedeelte, en dit vat my dadelik sommer na stories so direk in my eie omgewing, in my huis, en dit vat my na my skoonpa toe. Ek dink my skoonpa altyd, as iemand van hom sal sê, jy oom, jy het 'n mooi kar, of jy het 'n oom, jy was dan maar suksesvol in jou besigheid, dan sal hy dadelik sê, genade. Dis alles genade. Dit kon anders te gewees het. En dis wat Dawid hierso sê. Hy sê, wie is ek? Wie is ons? Dat God al hierdie goed aan my geskenk het. En dan praat hy oor purpose. Hy sê, God gee vir jou. Vrygewigheid is nie opsioneel nie. Dis deel van jou lewe. En dit gee vir jou vreugde. Dit gee vir jou purpose, nee. So Dawid verstaan, alles wat hy het kom van God af. En Dawid verstaan ook met hierdie bou van die tempel. Nee, eintlik, dink gou prakties daaraan. Dawid kon eintlik vir God gesê het, ek wou die tempel bou, los het. Maar hy doen nie dit nie. Hy sê, kom, ons maak goed by mekaar. Want Dawid verstaan, ek is op hierdie aarde net tydelik. Ek is net 'n rukkie hierso. Maar wat ek doen op hierdie aarde, gaan echo tot in ewigheid. Ja, en ek dink aan al hierdie goed, en ek sien my eie lewe, en ek sê, Here, maak my, dat my lewe nie net 'n houer is van genade nie, maar 'n kanaal van genade. Dit was so great hierdie week, om die energie te sien van 'n kanaal van genade, wat vloei na mense se lewens toe, en hoe dit die omgewing verander. As ons in Doxadayo sê, ons het 'n passie, ons het 'n woord van die Here om te sien hoe God se koninkryk in hierdie omgewing kom, moet ons verstaan dat ons vrygewigheid is deel van dit. Miskien net gou laaste 2 of 3 goedjies. So hoe groei ons in vrygewigheid? Dis moeilik om hierin te groei. Dis moeilik vir die vlees, partykeer om goed te laat gaan. Dis moeilik om anders te dink. Dis moeilik om te dink, Here, maar ek moet nou hierdie goed gee of ek moet dit laat gaan. Hoe lyk, wat dan van die toekoms? Wat van as ek te radikaal hiermee is? Of soos Jacques se storie wat hy vertel het, toe hy gesê, Here, nou moet ek met u wheel and deal, want regtig, ek moet nou gee, maar dan moet u vir my deurkom. Wat van as jy by daai plek kom? So hoe groei ons in vrygewigheid? So net 3 eenvoudige punte. Die eerste een is, belyn jou hart. Belyn jou hart. Belyn jou hart met God se woord. Gee jou hart oor vir God. Sê, Here, ek gaan u ook in hierdie area van my lewe vertrou, en ek gaan nie wag tot ek baie het nie. Want dalk kom dit nooit nie. Dalk kom daai baie nooit nie. Maar hy gaan altyd vir my sorg. Ek sê altyd, dat almal is nie bidders wat ure en ure kan bid nie, maar almal kan bid. Almal is nie worshipers nie, almal het nie sulke mooi stemme soos die mense hierbo nie, maar almal kan worship. Net so is almal nie mense wat geld kan genereer en maak en entrepreneurs nie, maar almal kan gee.
Almal kan iets gee. So belyn jou hart met dit, belyn jou lewe met hierdie vertroue in God, ook in hierdie area van jou lewe, dan saam met dit, besluit om dit te begin gee, wat saak maak. Besluit dit. Dis nie 'n hoendervleisgevoel wat jou uit die hemel uittref nie. Dis nie 'n een of ander verskriklike geestelike openbaring, gordyn wat ooptrek nie. Nee, dis die woord wat na jou toe kom. En die woord is skerp as 'n tweesnydende swaard. Terwyl die woord met jou praat in jou lewe vandag, maak die besluit. Sê Here, die goed wat saak maak, die time, my tyd, die talents, my talente en my treasures, my beursie. Dis die goed wat saak maak, wat 'n verskil maak, wat ewigheidswaarde het. Dis hoekom Hebreërs so sterk daaroor praat, ek gaan dit ook vir u gee. Ek gaan dit oorgee aan u, en dan dit sluit aan by die derde ding. Beplan vrygewigheid in jou begroting, maar beplan ook vrygewigheid in jou dagboek. Beplan dit. Jou dagboek en jou checkboek wys vir jou waar jou hart is. Daartoe waantoe jou tyd gaan. Jonathan, baie van sy tyd gaan visvang toe. En dit mag, hoor, dit mag. Hy mag 'n lewe hê. Nee. Daai dagboek, daai tyd wys. Ek hou van visvang. Jou checkboek, jou dagboek en jou checkboek wys waar jou hart is. Beplan jou vrygewigheid. As jy dit nie gaan beplan nie, gaan jy altyd net die oorskiet van jou tyd kan gee. Jy gaan net die oorskiet van jou beursie kan gee. Want ander goed gaan dit insluk. So ek wil jou vanoggend nooi om te sit met jou dagboek, met jou checkboek, te sê, Here, u eerste, wil dit beplan. Hoe gaan dit lyk? So as ons vanoggend aan die einde van hierdie reeks kom, waar het hierdie reeks gegaan? Hierdie reeks het nie oor geld gegaan nie. Hierdie reeks het gegaan oor die storie, sy glorie, my geldige storie, my geldstorie, my tydstorie, my liefdestorie, my oorgee storie. Al die stories van my lewe. Geld is net 'n baie tasbare ding wat ons help om dit te verstaan. So hierdie reeks het nie gegaan oor geld, het gegaan oor wat is die storie wat jy leef en wie vertrou ek en jy? Wie vertrou ek en jy? Nou ons het onlangs in Doxadayo tussen 'n nuwe song gerelease en op een deel van die song is daar so 'n mooi gedeelte. En dis vanoggend die gebed wat ek wil jou vra om saam met my te bid. So wat ons vanoggend gaan doen is, ons gaan nou hierdie lied sing as 'n gebed, maar dan daarna is ons nog nie klaar nie. Ons gaan nog 'n expression ook hê. So as ons klaar is met die lied, gaan ek jou vra om eers te sit. Maar hoor gou wat sê die lied op 'n stadium. Hy sê, He's taken every part of my story. He's taken every part of my story and turned it around for His glory. Dis ons gebed. Sê Here, mag dit so vir ons wees, ook in hierdie area van ons lewe. Mag ons beursies 'n storie begin vertel van u heerlikheid. He's shaping all of my heart towards Him. He's at the center of it all. Kom ons staan vanoggend op en kom ons sing hierdie lied en dan gaan ons verder gaan. So mag dit vanoggend ons gebed wees om te sê, Here, my storie, my lewensstorie, U at the center of it all. Amen.